Goeienaand. Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus en baie dankie dat u weer eens vanaand by ons ingeskakel het by die huis van wonderwerke. En ek glo dat die boodskap vanaand vrug sal dra. Kom ons sluit die oë in gebed. Here, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om vanaand weer in gebed na die genadetroon van God te kan gaan. Here, dankie vir hulle wat vanaand inskakel. Here, my gebed is, Here, dat U by elke hart wat vermoere vanaand daar sal wees, Here, elke hart geopen sal maak, Here, dat die woord wat vanaand sal uitgaan, dat het sal inslag bevind in elke hart, Here. Ek bid dit in Jesus wonderlike naam en ek sê vir die dankie. Amen. Nou kom ons groet 'n paar mensies. Ek sien vir Judy Pretorius, Ursula Breed, Lelani, baie welkom julle. En mag dit 'n geseënde aand wees. Die boodskapie wat ek vanaand vir julle wil bring, is kort en kragtig, maar ek dink dit is 'n belangrike boodskap. Moenie bekommerd wees nie. Nou gaan julle seker vir my vra, maar pastoor, hoe dan nou? Jy ken nie my storie nie, jy ken nie my verhaal nie, jy ken nie my omstandighede nie, jy ken nie my situasie nie. Hoe dan nou? Jy is heeltemal reg. Ek ken nie jou storie nie. Maar God ken dit. Nou ek wil vanaand vir jou sê, dat die vyand kom, en hy neem ons gedagtes gevange. En dit is wanneer die bekommernis in ons lewe kom. Want dan word ons vreugde in God vervang. Luister baie mooi wat sê die woord van die Here. In Matteus 13:3 kom Dawid, hy sê, hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Dawid het hierdie probleem gehad, en hy het dit gevra, want hy was ook bekommerd. Maar vra jou vanaand die vraag af, is bekommernis die moeite werd? Is dit regtig die moeite werd? Hoe lank gaan jy nog stoei met dit? Bekommernisse verwyder jou geloof en vertroue in God. Moenie toelaat dat die vyand jou geloof in God vervang nie. Luister mooi, you can only manage what you can control. En vanaand moet jy kom en sê, Here, ek gee hierdie bekommernis vir U. Ek gaan dit nie dra nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my krag gee. Die woord leer ons dat God is 'n waarmaker van sy woord en dat hy nie 'n mens is dat hy sou lieg nie. Al wat ons moet doen is om vas te hou aan God. Psalm 27:1 sê, die Here is my lig en my redder, vir wie sal ek bang wees? Jesus, die Seun van God, het baie wonderlike dinge gedoen terwyl hy op aarde was. Hy het mense wat siek was gesond gemaak. Hy het blindes laat sien en het die hongeres kos gegee. Maar vanaand wil ek vir jou sê, die vyand plaas bekommernis op jou pad met 'n rede. En jy mag miskien vra, maar pastoor, is dit uniek? Nee, dit is nie uniek nie. Selfs in die tyd van Jesus was dit nie uniek nie. Kom ek lees vir julle gedeelte uit Matteus 6
vanaf vers 25. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink, of julle liggame, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as voedsel en die liggaam meer as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan hom kwel, een lengte by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, hulle spin nie, en ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie so bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, laat groei, hoeveel te meer vir julle nie, kleingelowiges. Daarom moet julle nie kwel nie. Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Nou wanneer ons na hierdie geleesde gedeelte kyk, dan staan daar 'n paar dingetjies vir my uit. Hier het Jesus eendag op 'n heuwel gaan sit en met die mense gepraat. Hy wil iets belangriks leer. Moenie bekommerd wees nie, het hy vir hulle gesê. Jesus het rondgekyk, die pragtige blomme in die veld gesien. Kyk daar die blomme, het hy gesê. Hulle bekommer hulle nie oor wat hulle sal aantrek nie. God trek hulle aan, die mooiste klere, beter as enige koning se klere. As God vir die blomme sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie. Toe wys Jesus na die voëls in die lug. Is die voëls bekommerd oor waar hulle kos vandaan gaan kom? Nee, hulle vertrou elke dag vir hulle wat hulle nodig het. Jy is meer spesiaal vir God as die voëls. Hy sal altyd vir jou voorsien. Nou die mense het geluister, en Jesus het vir hulle gesê, in plaas van om bekommerd te wees, bid en vertrou eerder op God. Hy weet wat jy nodig het. Om bekommerd te wees is so, maar Jesus weet wat jy nodig het. Net soos hy vir die blomme en die voëls sorg, sal hy ook vir jou sorg. Nou in Matteus 7 tot 11 staan die volgende. Hy sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle, wat as sy seun om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet, om die goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer nie, as sal julle Vader in die hemele die goeie dinge gee aan die wat hom bid. God het ons baie lief. En hy is altyd gereed om ons te help. En hy is altyd gereed om te voorsien. Wanneer ons bekommerd voel, moet ons net tot God bid. En ons moet hom vra
dat hy ons moet help. En glo my, hy sal. Die vyand kom en hy plaas hierdie warboel van gedagtes, van bekommernis in jou kop, om jou weg te kry van God af. Hebreërs 13:5 sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid vanaand sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Jesus het gegaan, hy het op die heuwel gesit, en het so oor die velde gekyk, en het met die skare gepraat, en gesê, kyk na hierdie blomme, kyk hoe hulle bekleed, God sorg vir hulle. Kyk na die voëls in die hemel, hulle maak nie 'n skure by mekaar nie, hulle worry nie oor waar hulle volgende ete vandaan kom nie, maar God sorg vir hulle. Die woord sê, is ons nie baie meer werd as mossies nie? Ek wil jou vanaand sê, as dit moeilik raak, moenie bekommerd raak nie. Gaan op jou knieë en praat met God. Sê, Here, hier is ek. U ken my hart, u ken my gedagtes. Here, help my, gaan met my, help my vanaand, Here, lei my. En die woord sê, dat hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy sal jou nie begewe, hy sal jou nie verlaat nie, hy sal jou deurdra, en hy sal voorsien. Hoe wonderlik is dit nie, om te weet, dat ek en jy het geen rede om bekommerd te wees nie. Ons moet net op God en sy woord vertrou. Is dit nie wonderlik nie? Kan ek vra, waaroor is jy vandag bekommerd? Waaroor is jy regtig bekommerd vandag? Gee dit nou vir God, want hy sal voorsien. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die voorreg wat ek gehad het vanaand, Here, om die woord te kan bedien. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat al hierdie bekommernisse kan ons in gebed na U toe vat, Here, en U sal voorsien, want U is 'n waarmaker van die woord, en U sê, Here, dat U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.